Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Ek lees vir ons uit die woord van God uit Lukas 14 vers 12 tot 24 uit die Afrikaanse direkte vertaling. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê: wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi nie, met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergroet word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te mee vergoed nie, want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. Toe een van diegene wat saam met hom aangeleen het om te eet, dit hoor, sê hy vir hom: gelukkig is die een wat aan die maaltyd in die koninkryk van God sal deelneem. Toe sê Jesus vir hom: 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. Toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: kom, alles is gereed. Maar een na die ander het almal verskonings begin aanbied. Die eerste een het vir hom gesê: ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n ander een het gesê: ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle uittoets. Ek vra u, verskoon my tog. Nog 'n ander een het gesê: ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê: gaan dadelik uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. En die slaaf het kom sê: meneer, die opdrag wat u gegee het is uitgevoer en daar's nog plek. Toe sê die eienaar vir die slaaf: gaan uit na die paaie en die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek verseker julle, nie een van hierdie mense wat aanvanklik genooi is nie, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie. Dan lees ek vir ons uit 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. Omdat Christus sy dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen, uit spattigheid, begeerte, dronkenskap, bassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodediens. Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdie selfde stroom losbandigheid nie en sê lasterlike dinge. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat gereed staan om oor die lewendes en dooies te oordeel. Dit is immers waarom die evangelie ook aan hulle wat reeds dood is verkondig is, sodat al sou hulle wel volgens menslike maatstaf na die liggaam geoordeel word, hulle volgens die maatstaf van God na die gees kan leef. Die einde van alle dinge is op hande. Daarom moet julle selfbeheerst en nugter wees met die oog op gebed. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te mor. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, vir ewig en ewig. Amen. Weereens, goeiemôre, Ligpunt. Het is goed om julle te sien. Ek wil saam met Elof ook net welkom sê aan elkeen van julle
wat vandag hier die eerste keer by ons is. Dit is altyd goed om nuwe mense te ontmoet. Ek wil jou vra, bly asseblief na die tyd, ons gaan lekker kuier nog, koffie drink en stel jouself voor en leer ons beter ken. Vriende, net om weer te sê, soos Elof ook in die begin gesê het, ons is besig met hierdie reeks wat ons getitel het Kwaliteit, waar ons saam dink, eintlik oor, julle sal dit onthou, Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 15 en 16, het Paulus hierdie verstommende 2 versies waar hy sê, en hy praat met Christene en hy sê vir mense soos ons, gegewe die bose tye waarin ons onsself bevind, die bose dae waarin ons onsself bevind, Christen wees wys en koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van jou tyd in hierdie bose dae waarin ons onsself bevind. Dit was waar in Paulus se tyd, hoeveel te meer is dit nie waar in 2025 nie. Dit is wat ons mee besig is. En vandag gaan ons saam nadink, vriende, oor 'n aspek wat ons 'n gedeelte van ons lewens wat ons wil uitkoop, genaamd maaltyd. En so ons gaan saam nadink oor die Bybelse beginsel van gasvryheid vandag. So kom ek bid vir ons, kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet en dan hoor ons wat God vir ons wil sê. Vader, ons wil stil raak en ons wil nie hierdie geleentheid wat ons het om met U te ontmoet, soos wat U deur die woord praat en soos wat U Gees ons trek na U Seun toe, om meer soos U Seun te word. Here, ons wil nie hierdie geleentheid mis nie. En so ek bid, o God, dat U op 'n uitermate manier U goedheid en U guns ook nou op ons sal uitstort, o Heer. Neem ons harte en ons gedagtes gevange en kom praat met ons. En in die proses, kom skenk ons krag, kom skenk ons hoop, skenk ons die genade, verander ons en gebruik ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, wanneer ook al dinge in ons land so 'n bietjie uitrafel, min of meer elke dag, en dinge soos load shedding jou verwelkom en die water wat nie loop nie en jy ry oor 'n pothole en misdaad en geweld, dan het my vrou Anshin baie kere die geneigtheid om so 'n bietjie by my stoom af te blaas. En dan wat sy vir my sê is iets in die volgende. Sy sê, ek wens ek was die president van hierdie land, sodat ek al hierdie gemors kan aanspreek en uitsorteer. En die ding is, ek glo haar as sy dit sê. Ek dink my vrou sou 'n uitstekende president gemaak het en ek sal verseker vir die Anshin Verster party gestem het, verseker. Maar vriende, ek begin eintlik hiermee, want ek wil graag hê ons moet so almal so vinnige thought experiment net gou vinnig saam doen. Jy sien, indien jy die persoonlik die geleentheid sou gebied word, en as jy die mandaat gegee sou word om Suid-Afrika en selfs die ganse wêreld ten goeie te kon verander, wat sal jy doen? Wat sal jy doen? Wat sal jou gameplan wees? Nou ek dink as goeie Christene op 'n Sondag, wat meeste van ons hierso sal sê, ten minste op 'n 10.000 voet vlak, sal ek dink meeste van ons sê, wel Poen, wat ek sal doen is ek sal seker maak dat oral aan elke persoon op aarde word die evangelie verkondig. En die evangelie word uitgeleef vir daardie mense aan wie dit verkondig word. En dat daardie mense kan in 'n plek gebring word waar hulle iets kan sien van wie God is, dat hulle kan geroep word om in 'n verhouding met hom te lewe, sodat hulle dan vir hom sal lewe. En dit sal natuurlik die regte antwoord wees, as jy iets soos dit sou gesê het. Want as die koninkryk van God in hierdie wêreld kan inbreek, vriende, is dit wat ons wêreld ten goeie en ons land ten goeie uiteindelik sal verander. Maar ek wil hê ons moet van 10.000 voet vlak afbeweeg na grondvlak toe en dieselfde vraag vir ons nog steeds vra. Vriendin, hoe sal dit lyk in praktyk in die regte wêreld, indien ek en jy hier op die grondvlak 'n mense sal wees wat die evangelie sal verkondig en die evangelie sal uitleef op 'n manier waar ons ander mense innooi in verhouding met God, sodat hulle vir God sal leer ken en vir God sal kan lewe. Hoe sal dit lyk hier in die regte wêreld? Die antwoord is, dit sal baie lyk soos wat dit vir Jesus gelyk het, toe Jesus gekom het 2000 jaar gelede op sy aardse bediening.
Tim Chester, 'n bekende Britse skrywer, hy maak die, ek dink, verstommende observasie dat 3 keer in die Nuwe Testament, vriende, sien ons dat Jesus kom en 3 keer kom Jesus en hy verwys na homself as die seun van die mens en hy verduidelik iets van hoekom hy gekom het of oor sy koms. En die eerste 2 kere wat Jesus in die evangelie oor homself praat, is die seun van die mens wat kom, praat hy oor die hoekom. Kyk saam met my op die skerm, die eerste ene is 'n bekende vers, Markus 10. Hierdie is wat Jesus sê, die rede hoekom hy as die seun van die mens gekom het, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Lukas 19 vers 10, die tweede keer, Jesus sê, die seun van die mens het gekom, hier is die rede, om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Maar dan is daar 'n derde keer wat Jesus na homself verwys as die seun van die mens, maar nie vertel hoekom hy kom as die seun van die mens nie, maar hoe hy gekom het as die seun van die mens. Hoor wat sê Jesus in Lukas 7 vers 34. Jesus sê, die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. En julle het gesê, kyk, hy is 'n vraat en hy is 'n syplap. Hy praat hier met die fariseërs. Julle het gesê, kyk, hy is 'n vraat en hy is 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en van sondaars. Vriende, hier is Tim Chester se punt. Tim Chester maak die punt dat reg deur die evangelies oor en oor sien ons dat een van die kenmerkende aspekte van Jesus se koninkryksbediening, van Jesus se aardse bediening, soos wat Jesus hierdie wêreld wou verander, het Jesus het gekom en geëet en gedrink. Veral die evangelie van Lukas is sterk hierop. Daar's 10, nie net verwysings nie, 10 teksgedeeltes, 10 insidente reg deur Lukas waar ons vir Jesus sien by 'n tafel 'n maaltyd hê met behoeftiges en waar hy homself en God se koninkryk aan hulle openbaar. Hoor die woorde van Robert Karris. Robert Karris sê, in Luke's gospel, Jesus is either going to a meal, or Jesus is at a meal, or Jesus is coming from a meal. En dit is die Bybelse kategorie, vriende, van gasvryheid. Nou hoor asseblief tog mooi, moenie met gasvryheid hoor, come dine with me nie. Okay? Ons praat van iets meer as dit. Bybelse gasvryheid, as ek 'n kort 3-ledige definisie kan gee. Bybelse gasvryheid verwys daarna om behoeftiges in jou spasie in te verwelkom en hulle dan na jou tafel toe te nooi ten einde hulle te seën en gemeenskap met hulle te geniet. Dit is wat Bybelse gasvryheid is. Dit is om die behoeftige in jou spasie in te verwelkom, na jou tafel toe te nooi, ten einde hulle te seën en gemeenskap met hulle geniet. Dit was, vriende, dit was Jesus se koninkryksstrategie toe hy op aarde was. Dit is wat ons as Jesus se volgelinge tot geroep word, as 'n kritiese aspek van hoe ons geroep word om sy koninkryk in hierdie wêreld te help inbring en uitbou. En die vraag bloot wat ek wil hê ons vandag moet beantwoord is die hoekom. Hoekom behoort ons die tyd uit te koop in ons baie besige skedules om gasvryheid te betoon aan ander? 2 redes, vriende, onder 2 opskrifte. Hier's die eerste een, kyk saam op die skerm. Kom ons dink saam na oor die gasvrye God. Die gasvrye God, ek weet nie of jy dit besef nie, vriende, maar die storie van die Bybel is regtig die storie van die gasvrye God. Die Here, Genesis 1 en 2, kom en hy berei 'n spasie voor, hy berei 'n plek voor, hy berei 'n huis voor waarin hy die mens, Adam en Eva, innooi in sy teenwoordigheid in om die vrug van sy arbeid te geniet, om gemeenskap saam met hom te geniet. Die verstommende, skokkende ding natuurlik Genesis 3 is dat die mens sê vir die uitnodiging, dankie maar nee, dankie God, ons wys u gasvryheid van die hand af. En so Genesis 3 vers 24, God plaas die mens, Adam en Eva, buite sy teenwoordigheid, buite sy huis. Nou raak hulle behoeftiges, hulle is nie in daardie plek waar hulle God se goeie voorsiening en gemeenskap mee kan geniet nie.
En vriende, die res van die storie van die Bybel is die storie hoe die gasvrye God nie gaan ophou tot hy mense weer om sy tafel gaan hê nie. Dit is die storie van die Bybel. Net 'n paar bergpieke, ons kan nie na die hele storie van die Bybel kyk nie, maar ons gaan hard probeer. Eksodus 24, nadat Abraham se nageslag, wat in Egipte was, deur God gered word, bring God natuurlik vir Israel na Sinaï toe, en hy bring hulle daar, hy openbaar sy wil aan Israel, en hy kom daarso en hy sluit 'n verbond met die volk Israel, en dan in Eksodus 24 vers 9 het ons hierdie pragtige beeld. Hierdie pragtige beeld waar, kyk saam met my op die skerm, vers 9, waar die Here vir Moses en Aaron en Nadab en Abihu en die 70 ouderlinge van Israel dan opnooi na die berg toe, net soos wat Eden op 'n berg was aanvanklik saam met Adam en Eva. Nou kom hulle hier op die berg en daar vers 10 het hulle die God van Israel gesien, vers 11, en hulle het God aanskou en toe het hulle geëet en hulle het gedrink. Psalm 23, vriende, is 10:10 die bekendste psalm wat ons ken, maar ek dink wat baie mense nie besef nie, is dat 'n herder is meer as net 'n ou wat na skape en bokke gekyk het. 'n Herder was in die antieke tyd bekend as 'n gasheer. Onthou, herders het nie gewoon in die stad of in die dorp nie, hulle het daar buite in die veld, ergens in die dorre areas gewoon, en so daar is tot vandag toe wetgewing vir herders in die Midde-Ooste, in 'n Bedouin kultuur. Nou wat daardie wetgewing is, die manier wat jy funksioneer as jy 'n herder is, daar waar jou tent in die middel van nêrens is, as 'n reisiger verbykom, is dit jou plig, dit is jou verantwoordelikheid, om daardie reisigers in te nooi, die wat honger is, die wat dors is, die wat koud is, die wat moeg is, jy nooi hulle in jou plek en dat hulle kan rus. En dit is wat Dawid sê in die bekende Psalm 23. In die tweede helfte van die Psalm praat hy van die Here as die herder, maar die herder gasheer. Kyk saam met my na hierdie bekende woorde van Psalm 23 vers 5. U, o God my herder, u dek vir my 'n tafel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie en my beker loop oor. Jy kan net sien hierso wat Dawid sê, God hierdie herder, dis nie net dat hy kry 1 glasie nie, hy kry 2, 3, sy beker loop oor met die gasvryheid wat betoon is. Die profete oor en oor, vriende, in die Ou Testament, kyk vorentoe na God se ewige koninkryk en beskryf God se ewige koninkryk juis as 'n feesmaal. Seker een van die bekendste gedeeltes is in Jesaja 25 vers 6, waar ons sien dat die gastelys van God se ewige feesmaal strek soveel verder as net die Jode. Kyk saam, ek lees vir ons Jesaja 25 vers 6. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei. 'n feesmaal met beleewyn. Die Engels sê well matured wyn. Hierdie is goeie wyn. Hierdie is nie 'n papsak nie, hierdie is behoorlike wyn wat die Here voorhou. Met ryk geregte vol van murg, met gesuiwerde beleewyn. Weereens kan jy die prent van die oorvloed, die feesviering, die vreugde sien. Vriende, hoor mooi, dit is dan hoekom daardie eerste gedeelte wat ons gelees het vandag, en hou asseblief jou blaadjie byderhand, dit is hoekom Jesus juis in Lukas 14 die gelykenis van die groot feesmaal gee. Jesus kyk terug na hierdie baie belangrike, bekende Ou Testament tema in die gelykenis van die groot feesmaal. Jesus stel die motief op en hy sê spesifiek, God is daar die gasheer, die koninkryk van God is daar die feesmaal, en Jesus sê, ek is die dienskneg wat gestuur is om die feesmaal wat kom nou aan te kondig, en ek is gestuur om mense in daardie feesmaal in te nooi. Jesus maak dit egter, het jy dit gesien toe dit vir ons gelees was, Jesus maak dit baie duidelik, dat hy gaan kom met hierdie uitnodiging, en baie mense gaan die uitnodiging verwerp. Maar die Here, die gasheer, sal seker maak dat daar is uiteindelik nie 'n stoel om sy tafel wat nie gevul is nie. En so hy, Jesus, vers 21, die dienskneg gaan, en hy sal die armes
en hy sal die krepeles, en hy sal die blindes, en hy sal die verlamdes, die behoeftiges, sal hy innooi na die Vader se tafel toe. En vriende, dit is dan hoe die storie van ons Bybel eindig. Besef jy dit? Dit is die einde van die storie van die Bybel. Die boek Openbaring, Openbaring 19 vers 7 eindig deur vorentoe te kyk juis na die groot feesmaal. Hoor hoe dit uitgeroep word in Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees, laat ons jubel en aan die Here ons God die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. Dit is ons God, dit is waaroor wêreldgeskiedenis gaan. Kan ek jou vra, vriendin, soos jy hierso sit, wat is jou beeld en jou prentjie van God? Moenie die Sondagskool antwoord gee, nie. Wees eerlik in jou hart van harte, soos wat jy jou oë toemaak en jy dink oor God. Wie sien jy en hoe is hy? Hoor hierdie woorde van A.W. Tozer in sy boek The Knowledge of the Holy. Hy begin sy boek as volg met hierdie woorde. Hy sê, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. The history of mankind will probably show that no people has ever risen above its religion, and man's spiritual history will positively demonstrate that no religion has ever been greater than its idea of God. Were we able to extract from any man a complete answer to the question, what comes into your mind when you think about God, we might predict with certainty the spiritual future of that man or woman. Julle sien, vriende, wat A.W. Tozer daar sê is hoe ons oor God dink, bepaal uiteindelik ons bestaan. Hoe ons oor God dink, bepaal hoe ons teenoor hom reageer, en hoe ons dan in die hier en nou in ons lewens en ook ons tyd spandeer. Nou daar is baie aspekte, baie dimensies tot wie God is, soos wat hy homself openbaar in die Bybel. Daar's baie dinge wat ons al baie kere oor gesels het hier by Ligpunt, oor God as skepper, God as verlosser, God as koning, God as die regter, God as vader, en ons nog 'n lang ander lys van hoe God homself aan ons openbaar. Maar vriende, wat ek wil hê ons vanoggend net opnuut moet waardeer, is die feit dat God is ook die gasheer. En ons het nodig om vir God te sien as die gasheer. Die storielyn van die Bybel openbaar dat die ware God is 'n gasvrye God. En die feit dat God 'n gasvrye God, 'n gasheer is, vriende, kommunikeer aan ons iets van God se hart. Dit sê vir jou en vir my dat die ware God, is hierdie hoe jy oor hom dink. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van barmhartigheid. Hy is 'n God van goedgesindheid. Hy is 'n God van oorvloedigheid. Hy is 'n God van voorsiening. En as 'n gasheer is hy 'n God vol van vreugde. Is dit hoe jy oor God dink? Is dit jou prentjie van God? Vriende, God as gasheer herinner ons dat die doel van die oefening van die skepping, die doel van die oefening van ons verlossing, is uiteindelik verhouding. Verhouding met God, verhouding, ons is geskep en ons is gered vir gemeenskap met God. Maar vriende, as God 'n gasheer is, beteken dit voorveronderstel dat ons het sy uitnodiging aanvaar. En hier is 'n waarskuwing vir elkeen van ons wat vandag hier sit. Veral dink ek vir ons as Afrikaanse kultuur Christene. Vriende, hoor dit asseblief tog baie, baie mooi. Niemand van ons word gebore binne God se huis nie. Geen mate van godsdiens, geen mate van goeie werke kry jou by die agterdeur van God se huis in nie.
Dit is die fout wat die Jode in Lukas 14 gemaak het. Het jy gesien hoe begin ons gedeelte daar in Lukas 14? Lukas 14 vers 15, een van hierdie godsdienstige leiers, een van hierdie Jode, hy staan daar terwyl Jesus praat oor hoe, en hy sê, juis, ons moet gasvry wees, is daar een van hierdie ouens wat kom, Lukas 14 vers 15, en hy sê so baie selfvoldaan, ja, gelukkig is die een wat aan die maaltyd van die koninkryk van God sal deelneem. Met ander woorde, hy neem aan, hoor jy, ek is 'n insider, natuurlik, ek bedoel, ek is godsdienstig, ek is 'n Jood, ek is natuurlik by daai tafel. En Jesus se punt, dis die hele punt van die gelykenis, van die groot feesmaal. Jesus sê, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Die enigste manier wat jy aan tafel by die ewige feesmaal gaan sit, sê Jesus, is as jy die uitnodiging aanvaar. Jesus sê vir ons vriende, dit is as ons hom as die dienskneg aanvaar. Onthou, as die dienskneg, Markus 10 vers 45, is Jesus die een wat 'n losprys betaal deur sy kruisdood. Dit is die manier wat ek en jy toegang kan kry sodat ons by daai tafel kan sit. Ons as sondaars, dat ons in God se teenwoordigheid by sy tafel kan sit, ons wat eintlik saam met Adam en Eva was. Dit is omdat hierdie dienskneg sy lewe neerlê om ons te dien, om ons 'n plek te gee. En so vriendin, die enigste manier wat ek en jy daar by die ewige feesmaal gaan wees, as jy vir Jesus sien as die dienskneg, as jy besef dat Jesus is die enigste een wat jou 'n seat by daai tafel kan gee, en dan vertrou jy vir hom en jy vertrou hom deur hom te volg. Dit is wat so behulpsaam is aan die gelykenis. Verbeel jou een van daardie armes of krepeles, dis ons, het Jesus gesê, dankie Jesus, dankie dienskneg dat ek saam met jou kan gaan. Maar nou stap die dienskneg in daai rigting en hierdie ou stap in daai rigting. Hy gaan nie opeindig by die meester se huis en by die feesmaal nie. Vriende, vir ons om by die feesmaal te kom, is ons vertrou vir Jesus, die dienskneg, nie net vir ons verlossing nie, maar ons volg hom dan. Ons volg hom dan in gehoorsaamheid al die pad tot by die ewige feesmaal. Maar daar's 'n bemoediging dan ook vir ons in dit, vriende. Die bemoediging vir jou en vir my is, het maak nie saak wie jy is soos jy vandag hier so sit nie. Het maak nie saak wat jy gedoen het en hoe onwaardig jy voel of hoe onwaardig jy eintlik mag wees nie. As jy kom na hierdie Jesus toe, as jy kom na die dienskneg toe, deur dit wat hy gedoen het en net hy kan vir jou inkry by daai tafel, as jy vertrou op hom, o sondaar, weet dit, jy is welkom. Jy is welkom by die ewige feesmaal. En soos wat jy nou reeds kan weet dat dit is jou realiteit, vriende, word ek en jy aangespoor om in die hand van God se gasvryheid dan soos God te maak, soos Jesus te maak en gasvryheid ook aan ander betoon. En dit is die tweede punt wat ek graag onder ons aandag wil bring. Vriende, kyk saam met my dan tweedens, ons het baie tyd spandeer, want dit is die plek waar ons moet rus, die petrol kry, voordat ons ooit 'n gasvrye mense gaan wees. Maar kom ons dink saam tweedens dan oor die gasvrye gelowige. Stel asseblief jou baadjie op. Ek wil almal hê so 'n bietjie ons neuse in die teks kry van 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, vriende, is een van vele tekste in die Nuwe Testament waar ons as Nuwe Testament gelowiges geroep word, die opdrag gegee word om gasvryheid te betoon. Het jy dit daar gesien? In 1 Petrus 4 vers 9, reg aan die einde van ons gedeelte, die opdrag is, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te mor, sonder om te moan daaroor. So moet dit nie doen soos wat jy jou lip byt nie. Maar om hierdie opdrag van 1 Petrus 4 vers 9, dink ek behoorlik te verstaan en te waardeer, dink ek dit is belangrik dat ons dit in sy konteks moet lees. So dis wat ek wil hê ons moet doen. So hou jou oë by die rand, sodat ek gou vinnig net gaan baie vlugtig lees deur daai verse. Ek wil hê ons moet sien wat is Petrus se argument hier. 1 Petrus 4 vers 1, kyk saam met my in die teks. Omdat die Christen, sê Petrus vers 1, iemand is wat Jesus se kruisdood voor oë hou. Jesus wat vir ons sondes gelei het, is die Christen iemand wat nou klaar is met sonde. Eintlik moet ons net daar stop en sê, dis 'n behulpsaam. Omdat Jesus vir ons sonde gelei het, is die Christen iemand wat nou klaar is met sonde, wat nie speel en aanhou flirt
met sonde nie. Maar tel dan op hierso, dit is vir my verstommend, hoe dit presies die taal is van ons reeks. Die Christen dan, sê Petrus, is iemand wat die tyd uitkoop in die hier en nou. Die Christen is iemand, vers 2, wat gedurende die oorblywende tyd nie meer deur vleeslike begeertes gelei word nie, maar nou gelei word deur die wil van God. Die heidene, sê Petrus, vers 3, se lewens in die hier en nou word gekenmerk deur uitspattigheid en deur dronkenskap en deur brassery. Dis 'n lekker woord, brassery. Klink soos brasse van die Kaap. Ek weet hulle was 'n rap band gewees op 'n tyd. Brassery, dit beteken eintlik oorvloedige, morsige verlustiging in kosse en alle plesiere. Uitspattigheid, dronkenskap, brassery en drinkpartytjies. Maar hulle tyd loop uit, sê Petrus. Oordeelsdag, vers 5, kom. En so, gegeewe die feit, vers 7, dat die einde, weer eens tydtaal, gegeewe die feit, dat die einde van alle dinge nou op hande is, hoe behoort ons as God se kinders, ons as Jesus se disippels, hoe behoort ons in hierdie min tyd wat ons nou oor het te lewe? Hoe behoort ons te lewe in hierdie laaste dae? Tweede helfte van vers 7, ons behoort te lewe deur selfbeheerst te lewe, deur nugter te wees, anderste as die heidene. Maar vers 8, positiewelik, ons het nodig om naaste liefde te betoon. En hoe lyk naaste liefde in die regte wêreld? Dis nie net 'n hey, ek is lief vir jou nie. Jy sien naaste liefde. Hoe lyk dit? Dit lyk soos vers 9. Naaste liefde in die hier en nou, vriende, is om gasvryheid te betoon aan ander. Dit is vers 10 om 'n bestuurder, 'n rentmeester te wees van God se genade. Is iemand wat besef ek is so oorvloedig geseën deur die Here en alles wat hy vir my gegee het, alles wat ek het, is maar ek is maar net 'n bestuurder. Ek is daar om liefde te betoon aan ander, deur gasvryheid te betoon aan ander en om dit te doen is om ander te bedien, vers 10, en so vir God te verheerlik. Vriende, dink gou vinnig saam met my oor die Engelse woord vir gasvryheid. Die Engelse woord vir gasvryheid is die woord hospitality. Dis eintlik 'n Latynse woord en jy kan dit dadelik hoor, nee, hospitality is natuurlik baie soos die Engelse woord hospital. En die twee deel betekenis. 'n Hospitaal is 'n plek waar behoeftiges ingenooi word om na omgesien te word en bedien te word met die oog op herstel en uiteindelik met die hoop dat daardie lewe opnuut sal floreer. Vriende, dit is die doel van gasvryheid. Bybelse gasvryheid wat ek en jy tot geroep word, is om sulke mense te wees, mense wat ons huise oopmaak vir behoeftiges, hulle verwelkom, hulle innooi, hulle te nooi na ons tafel toe, hulle te dien, hulle te seën, gemeenskap met hulle geniet, sodat hulle lewens vernuwe, verkoop kan word en kan floreer. Vriende, dit is die gasvryheid wat God aan ons betoon het. Dit is wat die kerk behoort te wees. Vriende, die kerk, ons kerk, alle kerke behoort geestelike hospitale te wees vir behoeftiges om ingenooi te word om die goeie lewe te kan kom ontvang by God. En vriende, dit is na waarna toe ek en jy vandag gestuur word. Wanneer ons vandag hier waai en jy gaan huis toe en elkeen van ons ry orals gesaai oor Pretoria, daar waar jy bly, moenie vir 'n oomblik dink jy het jou huis gekies waar jy bly nie. Die soewereine God het jou gestuur soontoe. En daar waar ek en jy bly in ons woonbuurte, op die straat in die hoek waar jy bly, word ons geroep om klein geestelike hospitale op te rig. Plekke waar die mense wat die Here met ons laat paai kruis ingenooi kan word na hierdie goddelike hospitale toe, waar die behoeftiges lewe kan ontvind. Nou wie's die behoeftiges? Wel kortliks opgesom. Vriende, die behoeftiges wie ek en jy geroep word om in te nooi in ons huise toe, is in die eerste plek die wat alleen is. Die wat alleen is, die wat smag na gemeenskap.
Maar die behoeftiges is ook die wat afhanklik is, die wat daadwerklik bystand nodig het. Die behoeftiges is die wat arm is, die wat in basiese behoeftes nie het nie. En ek en jy het dit en ons kan aan hulle voorsien. Maar die behoeftiges is ook, vriende, ek sou sê die grootste van alle behoeftes is die wat afvallig is. Dit is die wat nie hulle Skepper ken en hom erken nie. Dit is die wat soos 1 Petrus 4 dit gestel het, spoedig op pad is na oordeelsdag toe. Na 'n dag waar die deure tot die groot feesmaal toe is, waar hulle aan die buitekant sal wees, waar hulle nie in God se ewige feesmaal gaan geniet nie. Vriende, ek en jy word gestuur en genooi om die wat nie die Here te ken nie in te nooi, dat hulle in ons huise, in ons lewens, om die tafel iets kan sien, iets kan proe van God se gasvryheid, sodat hulle na hom toe sal kom in geloof en bekering. Kan ek jou vra, vriendin, soos jy so sit, vra jouself af, wie het God oor jou pad gebring? Dink aan daai 4 A's wat ek net nou genoem het. Wie is in jou lewe, in jou wêreld, wie jy ken, daar waar jy nou is, die met wie jy paai gekruis het wat alleen is, die wat afhanklik is, die wat arm is, die wat afvallig is. Wie het die Here oor jou pad gebring, juis sodat jy hulle in jou spasie sal in verwelkom, dat jy hulle na jou tafel toe sal nooi, dat jy hulle sal seën en opregte gemeenskap met hulle sal geniet. Wie is daai persone dalk hier binne die kerk? Wie is daai persone buite die kerk? Vriende, 1 Petrus 4 en verskeie ander tekste in die Nuwe Testament herinner ons dat gasvryheid is nie 'n opsionele ekstra vir die ekstroverte in ons midde nie. 1 Petrus 4 vers 9 sê vir ons dit is 'n opdrag wat vanaf ons gasvrye God afkom en van die gasvrye Christus af na ons toe kom. Maar vriende, dit is 'n opdrag wat jou en my eintlik verskriklik moet opgewonde maak. Want dit is waar die magic en die krag in hierdie wêreld lê. Die Christen historikus Michael Green in sy klassieke werk Evangelism in the Early Church bestudeer die vroeë kerk en wat is dit wat gemaak het dat Christendom, wat hierdie klein minority sekte was in die eerste eeu in die middel van nêrens in Palestina, hoe dit uiteindelik soos 'n veldbrand oor die hele wêreld versprei het. En Michael Green, die historikus, sê een van die groot dinge wat gemaak het dat Christendom so versprei het, was nie evangelistic crusades nie. Dit was nie evangelistic programme wat kerke gehardloop het nie. Dit was evangelie gevulde huise. In gewone strate, in plekke, in dorpies waar behoeftiges ingenooi is, waar hulle iets geproe en gesien het van die gasvrye God. En vriende, dit behoort ons opgewonde te maak, want ek en jy, ons lewe in 'n wêreld wat so ryp is vir presies dit. Jy wil weet hoe om die mense by jou skool en by jou werk en die nie-Christene daar buite te bereik. Hierdie is die manier, vriende, hierdie is die beste manier en die grootste behoefte. Ons lewe in 'n wêreld waar daar 'n hongersnood is. Ten spyte van almal se geld en almal se toys en al die ouens met al hulle sukses in die wêreld. Weet julle wat is die een ding wat almal na smag? Gemeenskap. Wat ons wêreld na smag met al hulle bravade en met al hulle geld, wat hulle nie het nie, is opregte, onvoorwaardelike, opofferende gasvryheid. Vriende, ons lewe in 'n wêreld, in 'n disfunksionele wêreld, waar families is gebreek, families is vervreem van mekaar. Ons kan daai familie vir iemand wees. Dit is daar waar iets aantreklik en bonatuurlik gebeur, waar die ouens met al die Ferraris en die smaartste goed in die wêreld iets sien van 'n multigenerasie familie, 'n gemeenskap, en hulle sien dit waar in jou huis, om jou tafel.
O Ligpunt, droom saam met my. Droom saam met my oor wat die Here net in ons lewens as 'n klein kerkie in en deur ons kan doen. As ons so 'n gasvrye gemeente sou wees in 'n plek soos Pretoria. Droom saam met my wat dit kon wees as ons oral geskatter, elke liewe huis wat hier is en in die gemeente verteenwoordig is, reg oor Pretoria hierdie hospitals of hospitality kan gaan oprig. Kan ek ons aanspoor? Kom ons vat dit rustig en ons trek nie 'n hammy nie, maar kom ons gaan een keer 'n maand bidend gaan vra vir die Here, wie is behoeftig? Iemand wie ek kan innooi, verwelkom in my huis na my tafel toe. Wie kan ek seën en werklike gemeenskap mee geniet? Ek kan vir jou waarborg, as jy dit een keer 'n maand doen, gaan jy agterkom, is actually nogals lekker. Dit is redelik maklik. Kom ons probeer dit een keer 'n week doen. Een keer 'n week iemand te nooi. Jy hoef dit ook nie op jou eie te doen. Dis die wonderlike ding van kerk wees. Ons kan tag team. Jy nooi ander Christene in saam met ander Christene en dalk 'n pel van die werk of 'n vriend van die skool. Kom ons kom ons maak hierdie hospitals of hospitality oop. Vriende, ons praat baie by Ligpunt oor ons roeping en dat God het ons geroep om ons lig te laat skyn. Hierdie is hoe dit in die regte wêreld sou gebeur. Hierdie is hoe dit sou lyk. Dis maklik, ons almal kan dit doen. Ek wil hiermee afsluit. Vriende, as gasvryheid as 'n opdrag na ons toe kom vanaf ons God af. En as gasvryheid so kragtige impak in wêreldgeskiedenis gehad het, en as gasvryheid so broodnodig is in ons moderne samelewing, hoekom dan koop ons nie meer van ons tyd uit daarvoor nie? Eerlikwaar, want ons weet dit sal ons kos. Dis hoekom ons dit nie meer doen nie. Ons weet dit sal ons kos. Dit sal ons geld kos. Dit sal ons gemak kos. Dit sal ons gerief kos en dit mag dalk selfs ook jou goeie naam kos. Vriende, hoor dit asseblief tog mooi. Op die einde van die dag sal ek en jy alleenlike mense wees wat ten spyte van die koste daarvan gasvryheid gaan betoon as ons die koste wat dit gekos het vir ons gasvrye God om ons in sy huis in te bring, as ons dit voor oë hou en as ons dit bly koester. Dit is net soos wat ek en jy oor en oor onthou, dat vir ons om in God se huis ingenooi te word, by sy tafel te kon sit, het dit ons Vader sy seun gekos. Dit het die seun sy lewe gekos. Meer as dit het vir die seun gemeenskap met sy Vader gekos. Dit is net as ons dit voor oë hou, dat dit ons sal aanspoor en aanwakker om ten spyte van die koste gasvryheid aan ander te betoon. En dit is dan ook hoekom ons die nagmaal nou gaan saam geniet. Vriende, ons gaan in 'n oomblik, ek gaan vir ons bid in 'n oomblik van nou af en dan gaan ons die nagmaal saam geniet. Maar ek wil hê ons moet dit besef voordat ek vir ons bid. Die nagmaal, vriende, die tafels wat hier om ons is, soos ons hier so saam sit. Herinner jou en vir my, dit verkondig aan ons die koste wat God aangegaan het om ons aan tafel by hom te bring. Die nagmaal sê vir jou en vir my, Jesus het sy lewe neergelê sodat ons as behoeftiges nou geseën kan word en gemeenskap met God kan geniet. Die nagmaal herinner jou en my dat soos wat ons nou fees vier, gaan daar 'n groot feesmaal kom en ek en jy gaan vir alle ewigheid gemeenskap met God geniet, alles as gevolg van Jesus. Maar wat die nagmaal ook doen, is soos ons na die nagmaaltafel toe kom, herinner die Gees vir jou en vir my dat daar's nog baie spasie by hierdie tafel oop. Daar's nog baie plek by hierdie tafel oop en daar's nog tyd oor. So dit nooi ons om te gaan, gasvryheid gaan betoon sodat ander dan ook in God se gasvryheid sal deel. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U dat U so 'n goeie en so 'n oorvloedige God is. Ons loof en ons prys U dat toe ons ouers, Adam en Eva, gesê het vir U, dankie maar nee, dankie, ons soek U nie.
Here, dat U nog steeds ons in U gasvryheid kom haal het en kom soek het, en dat U U seun, die goeie diensknegt, gestuur het, wat sy lewe neergelê het vir ons, Heer. Ons loof en ons prys U dat ons aan tafel by U kan sit, nou en vir alle ewigheid. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.